Hartlike goeiemôre vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons vanmôre weer kan saam wees rondom sy woord. Ek vertrou dat u elkeen lekker geslaap het, dat u opgestaan het met nuwe moed vir die nuwe dag. Ek besef dat daar geweldige uitdagings in ons tyd is. Ag, as mense dink aan die verkeer en al die dinge wat aangaan op ons paaie en hoe mense ry, dan bid ons vir u dat die Here vir u ook sal versterk en veilig op u weg sal begelei en vir u sal dra en vir u veilig weer by u bestemming vanaand sal aanbring. Maar wat 'n voorreg om vanmôre net weer rondom sy woord te stil te word, die nuwe dag so af te skop met so ietsie vanuit God se woord. U sal weet dat ons besig is met 'n kort reeksie in ons oordeenkings wat handel oor groei deur God se woord. Nou ons het al reeds gekyk na die gedagte van buig voor die woord. Met ander woorde, God se woord is deur hom geïnspireer. So ek kom as mens en ek buig voor die gesag van die God wat hierdie woord vir ons gegee het. Die tweede gedagte het gehandel oor gehoorsaamheid aan die woord. U onthou die gelykenis van die man wat sy huis op die rots gebou het en op die sand gebou het, en die gedagte het duidelik na vore gekom: as jy luister en doen, is jy soos die een wat jou huis bou op die rots. As jy nie luister en nie doen nie, is jy soos die een wat sy huis bou op die sand. Ons het gekyk gister na die gedagte van die krag van die woord, vir u gesê dat die woord is lewendig, dis kragtig, dis skerper as enige tweesnydende swaard. Dis die beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van ons hart, en hoe belangrik dit is om die woord van die Here te lees en die verbintenis wat ons moet maak om te sê: Here, ek wil vra dat u woord maar diep sal insteek en sal uitsny en sal wys en na die oppervlakte sal bring dit wat voor u nie welbehaaglik is nie. Nou vanmôre gaan ons bietjie kyk na die gedagte van die vrug van die woord. Nou as ons 'n boom plant, 'n vrugteboom, wil ons graag hê daar moet vrugte aan daardie boom wees. Ons sal graag van die appelboom appels wil eet en van die peerboom pere, en ek weet hier agter ons erf staan 'n mooi suurlemoenboom, en hoe lekker om die suurlemoene te gaan pluk en so uit te druk of miskien in jou koeldrank te gooi, en dis waarvoor vrugtebome daar is. So ook is God se woord vir ons gegee sodat ons deur die lees daarvan vrug kan dra. Hoe kosbaar as ons sien die vrug wat die woord in ons lewens dan na vore bring. En ons kyk bietjie na Psalm 119. Nou, baie interessant, Psalm 119 het 176 verse, glo dit of nie. En al 176 verse het iets te sê oor God se woord. Dis maar kosbaar as 'n mens dink hoe God hierdie skrywers geïnspireer het om so 'n psalm neer te pen, dat ons van God se woord meer kan leer. En daarom nooi ek u om miskien van vanaand af te begin om so perikoop of 2 op 'n slag te lees en dinge te onderstreep en miskien met 'n highlighter te gaan en net so 'n bietjie goed uit te lig wat vir u uitstaan, en ons sal u sien hoe kosbaar die woord van die Here werklik is. Nou kom ons kyk na die vrug wat die woord in die kind van God se lewe na vore moet bring. Psalm 119 vers 1 en 2 sê: Welgeluksalig is die opregtes van weg wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganse harte soek. Baie belangrik, die woordjie welgeluksalig. Die groot teoloog sê dit beteken 3 maal gelukkig. Hoe kom ons daarby uit? Die woordjie wel. As jy vir iemand vra, hoe gaan dit met jou? Dan sê jy nie, dit gaan met my wel of dit gaan met my goed. En dan ook die gedagte van geluk of gelukkig, en dan ook die gedagte van salig. Ag, soms as jy so in 'n rusbank gaan sit, dan sê jy dis nou salig. Nou die Bybel sê 3 maal gelukkig is die opregtes van weg wat in die wet van die Here wandel. Baie belangrik dat ons kan alleen geluk smaak in ons lewe, vreugde smaak. Ons kan alleen sielevreugde smaak as ons wandel in die wet van die Here. Wandel beteken om saam te loop met God en deur sy woord en die wysheid van sy woord 'n verstaan te kry van wie hy is en wat hy van my vra. Die tweede vers sê: Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar. Ons het al reeds daarna gekyk, die gehoorsaamheid daarvan of daaraan, en dan hom van ganse harte soek. Die Here soek nie halfhartige toewyding nie, vriende. Ag, ek wil u aanmoedig dat u nie die Here so 'n ou kamertjie in u lewe sal gee nie, maar dat u sal besef hy is die koning van u lewe. Hy is die koning van die heelal, van sy kinders se lewens is hy die heerser, en hy is die een wat heerskap byvoer. Daar bestaan nie so iets soos 'n kind van God wat sê: Here, hierdie kamer behoort aan u en daardie een kan ek miskien vir u gee, maar die res is nog myne nie. Hy sit of op die troon van jou hart, of jy sit daar. En daarom, as jy miskien daar sit vanmôre, gaan jy met baie probleme, hartseer en pyn in jou lewe sit. Die kind van die Here dra vrug deur die woord wanneer hulle die getuienisse van die Here bewaar
en hom van ganse harte soek. Vers 9 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na die woord. Ek wil vir u in hierdie môre aanmoedig, as u 'n pa of 'n ma of 'n oupa of 'n ouma is, moenie min maak van die Bybel nie. Ek wil u oproep, maak baie van God se woord. Dissiplineer jouself en dissiplineer jou kinders om te sit en lees die Bybel. Lees net God se woord. Begin by Psalm 119 en lees 'n klomp verse en vra daaroor en beantwoord die vrae daaroor en vra vir die Here, dat u my siel sal deurweek met die woord. Dat ek soos 'n spons sal wees wat die woord insuig en dat wanneer hulle my lewe druk, die woord van God sal uitkom, sodat mense kan sien ek dra die vrug van die woord van die Here. As jy nie jou kind die woord gaan leer nie, glo my, die wêreld, die duiwel, die skool, die wêreldse stelsel sal hom alles leer behalwe God se woord. Daarom het ons so baie gebroke gesinne, kinders wat in inrigtings is, dwelmslawe, mense wat aan seksuele goed verslaaf is. Waarom? Want hulle hou nie hulle lewe suiwer volgens die woord van die Here nie. Hoor wat sê vers 14, ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdomme. Nou as ek baie keer kyk hoe mense oor geld opgewonde raak, of oor karre en oor huise en oor al hierdie dinge, en hoe hulle amper half rondtrippel, so bly is hulle oor dit wat hulle gekry het, en almal wil die lotto wen, en almal dink, as ek net die lotto wen, sal my lewe gelukkig wees. Luister wat sê die Bybel, ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos mense oor rykdom is. Jy sien, vir 'n kind van die Here is rykdom iets wat verby sal gaan. As u en ek dood gaan, bly alles wat ons bymekaar gemaak het, net hier op aarde. Maar wanneer ons vrolik is in die weg van die Here en in sy woord en in sy getuienisse, dan is ons soos hierdie mense wat die rykdom gevind het, wat hierdie goudmyn vir onsself het, en ons kan daagliks daaruit ontgin, en ons kan ook in die Here bly wees en vrolik wees. Hoor wat sê vers 36, ek lig net vir u 'n paar verse uit om u opgewonde te maak, om die woord van die Here te lees, sodat u die vrug van die woord in u lewe kan toepas. Hoor wat sê vers 36, hy sê, neig my hart tot u getuienisse, en nie tot winsbejag nie. Met ander woorde, staan in die môre op en sê, Here, neig my hart wil altyd wegtrek van u, my wil is altyd besig met een of ander ding wat wegbeweeg van u, maar neig my hart, trek my hart tot u getuienisse, tot u woord. En ag Here, dat ek sal besef dat wat ook al ek op aarde by mekaar kan maak, kan nie opweeg teen die heerlikheid wat u vir my in gedagte het nie. Ag, ons lees daar in vers 54 tot 56, ek lees net gou vir u 'n paar gedagtes. Hy sê, u insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. Here, in die nag het ek gedink aan u naam, en ek het u wet onderhou. Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het. Is dit nie pragtig nie? Hy sê, u insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. Is dit nie pragtig nie, vriende, 'n gesang te sing aan u, o God, my dankgesange. U wil ek in my aandkleed prys, al kwyn die sonlig teen die hange, u lig, my lig sal hoër rys. U het my met u guns versadig en as 'n vader my beskerm. Met seëninge so milddadig, u nag en dag oor my ontferm. U sien, wanneer ons God se woord begin lees, wanneer hierdie woord begin vrug dra in ons harte, is daar 'n spontane vrolikheid, 'n blydskap, 'n aanbidding wat in ons lewens na vore kom. En ek wil u aanmoedig dat u die vrug van die woord sal dra in u lewe. Ek lees nog vir een of twee versies, dan sluit ons af. Vers 104 sê vir ons die volgende: uit u bevele kry ek verstand, daarom haat ek elke leenpad. U sien, die vrug van God se woord is, ek kry verstand en ek sien die leenpad van sonde dadelik raak. Ek word nie onverhoeds betrap of onkant betrap wanneer die leuen aan my kant toe kom, of sonde of ongeregtighede nie. Ek kry verstand deur die woord en ek haat elke leenpad. Hoe pragtig die bekende woorde, vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en dis 'n lig vir my pad. Die baie bekende woorde van vers 130, die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Na jare in die bediening sê ek nog dikwels vir die Here, Here, ek is eenvoudig. Ek verstaan nie. Open my oë dat ek die wonders kan sien uit u wet. U sien, as ons die woord van die Here open, dan gee die Gees vir ons lig op ons pad, lig op ons lewe, en dit maak ons verstandig, sodat ons kan weet hoe om te lewe
te midde van 'n krom en verdraaide geslag. 'n Laaste ou versie. U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid. Maak my verstandig dat ek kan lewe. Dis vers 144 van Psalm 119. Ag vriende, maak my verstandig, sê die psalmdigter, dat ek kan lewe. Ons sê dikwels in hierdie tyd waar ons onsself bevind, lewe mense asof hulle verstand nie meer gebruik nie. En dis nie eintlik waaroor dit gaan nie. Elkeen het 'n verstand wat God hom gegee het, maar dikwels is hulle verstand besoedel deur sonde. As u 'n kind van God is, vra Here, maak my verstandig deur u woord, sodat ek die vrug kan dra wat die woord vir my opteken, om dan so te lewe om u te verheerlik. Nou ek wil u vra vir 'n verbintenis weer. Ek wil u vra dat u opnuut in hierdie môre sal sê, Here, ek wil die vrug van u woord dra in my lewe. Here, ek wil werklik hierdie vrugte dra, sodat ek rein en heilig kan lewe, 'n sinvolle lewe, 'n lewe van insig kan lewe, om u te verheerlik. En verander te sê, ek behoort aan die God van die hemel en aarde, wat deur sy woord aan my openbaar, sodat ek met wysheid kan lewe. Mag die Here u genade gee. Ons bid vir u, dat u hierdie verbintenis sal maak en sal sê, Here, u woord, my eerste prioriteit, sodat ek met wysheid kan lewe. Groete vir u, mooi dag verder. Tada!